Ons lees saam Prediker 11 van vers 1 tot 6. En ek lees vandag uit die 83 vertaling uit, nie die 2020 nie. Werp jou brood op die water, eendag kry jy dit terug. Hou jou besittings op 7, selfs 8 plekke, want jy weet nie watter teëspoed oor die land kan kom nie. As die wolke vol water is, reën hulle leeg op die aarde, of 'n boom nou suid of noord val, dit bly lê waar dit geval het. Die wind bly dophou, wie die wind bly dophou, saai nie, wie na die wolke bly kyk, oes nie. Net so min as wat jy kan verstaan hoe gees en liggaam by mekaar uitkom in skoot van 'n swanger vrou, net so min kan jy die werk van God verstaan. Hy doen dit alles. Saai jou saad in die môre, gaan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie watter van die twee sal oes lewer nie, en of al twee ewig goed sal wees nie. Net tot sover. Met die oog op ons boodskap is ons besondere fokus op die eerste gedeelte van vers 1. Daar staan, werp jou brood op die water. Werp jou brood op die water. Nou, net so uit die staanspoor uit, is daar enige iemand wat 'n cooking clue het, wat dit beteken om jou brood op die water te werp of te gooi? Ek het ook nie gehad nie, moenie sleg voel nie. Daar's baie dinge in ons lewe waaroor ons nie beheer het nie, wat ons nie die uitkomste van bepaal of selfs kan vooruitskat nie. Daar's verskillende maniere wat mense gebruik om data te versamel en statistiek op te trek, om hulle beste poging aan te wend om te voorspel of bepaal hoe sal iets gebeur, hoe sal iets uitloop, what's the odds vir iets om so uit te draai of so uit te draai, wat 'n persentasie van moontlikheid is daar vir mense om hierdie of daardie uitkomste te sien in hulle lewe. Maar op die einde van die dag is ons as mense nie in beheer oor wat in die toekoms kan gebeur of gaan gebeur nie. Die laaste deel van hierdie gedeelte sê dit vir ons duidelik. Net so min as wat jy as 'n mens kan verstaan hoe gees en liggaam by mekaar uitkom in die skoot van 'n swanger vrou, net so min kan jy die werk van God verstaan. Hy doen dit alles. En dan saai jou saad in die môre, gaan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie watter van die twee sal oes lewer en of al twee ewig goed sal wees nie. So nou sien ons in hierdie gedeelte dat daar word gesê, maar dis God wat ultimately in beheer is en dat ons as mense het nie beheer oor hoe goed sal uitdraai nie. Maar nou is die vraag, los dit ons nou in 'n plek waar ons nou maar net jy laat Gods water oor Gods akker. Nee, whatever gaan gebeur, wat help dit tog nou ek doen iets? Nee, ek het in elk geval nie beheer nie. 'n Ding wat ek algemeen onder mense van ons tyd sien, daar's 'n spreekwoord wat sê, never let the fear of striking out keep you from playing the game. Ja, en ek het dit op 'n chick fliek gesien. Maar, dis 'n baie waar spreekwoord, want vandag sien ek hoe mense, wanneer daar met idees en planne gekom word, dadelik spring na die 5 redes hoekom dit moontlik nie kan werk nie. En nie kyk na die 10 redes hoekom dit kan werk nie, of nie dit 'n kans gee om te werk nie, maar net dadelik verskonings begin uitdink, fear of striking out, dit kan dalk nie werk nie, so ons doen dit eerder nie nou nie, nee. En daarin begin mense talm, en hulle begin in 'n groef beland, en gemaklik raak in alles wat hulle, of hoe hulle dit doen. Maar net uit daai gedagte in vers 5 uitvloei vers 6, saai jou saad in die môre, gaan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie wat se oes sal lewer nie. So jy weet nie hoe dit gaan gebeur nie, maar doen. Dis wat die Here sê. Jy weet nie hoe iets gaan uitdraai nie, maar doen. En dan vers 1 gaan daaroor om ons te leer, doen dit berekend of beplan. Die Here stel ons aan, geliefdes. Die Here stel jou aan om in verskillende situasies hom te verteenwoordig. Ook in hoe ons strategies dink oor die toekoms, ook in hoe ons die data versamel nou en verwerk om te probeer bepalings maak van wat in die toekoms kan gebeur. Of dit so uitdraai of nie, word jy nou aangestel om proaktief te wees oor wat môre gaan gebeur. Ek weet ek sê dit tot vervelings toe baie, maar hier's ons probleem grootliks.
Nobody plans to fail. Niemand beplan om te misluk nie. Niemand dink vooroggend as jy opstaan, ek hoop vandag se mislukking nie. Nee. But we too often don't plan how not to fail. So ek het te gereeld nie 'n plan hoe om seker te maak vandag is nie 'n mislukking nie. Daai onderbewuste laat God se water oor God se akker houding wat partykeer in ons is. Dan hoor ons dat die Here vir ons in sy woord leer dat ons hom moet verteenwoordig in die uitleef van sy wil in ons roeping. Dis 'n ongetwyfelde feit. En ons hoor hierdie teks waarin die Here vir ons sê, werp jou brood op die water. Nou, laas jaar het ek die 40 preektemas beplan. Ek het einde September daarmee begin en ek dink ek was net so voor Desember gebreek het, was ek klaar daarmee. Nou partykeer as ek nou op 'n maandagooggend gaan kyk na die tema wat ek gekies het en ek gaan lees die teks wat ons daarby gesit het, dan sak my moed so 'n bietjie in my skoene. Want ek kan nie onthou wat het ek laas jaar Oktober iewers gedink nie. Hierdie week was een van daai gevalle. Nou dink ek, Reinhard, moenie bekommerd wees nie. Gaan kyk wat sê die slim ouens. Maar die probleem met slim ouens is elkeen wil so slim wees, hulle kan nie by mekaar uitkom nie. Hulle het verskillende opinies. Ek is so bly ek is nie so slim nie. Nee, want nou lees ek hierdie ouens en ek sien daar's soveel uiteenlopende verklaringe vir hierdie voorbeeld wat gebruik word. Ek het die 3 gekies wat die mees algemeen voorkom onder die kommentantore of die slim teologiese ouens. Die eerste ouens het gesê, hierdie werp jou brood op die water en jy gaan dit eendag terugkry, gaan daaroor om saad in nat grond te plant. Dit klink logies, maak lekker sin. Om te plant waar daar vog is, daar sal die saad ontkiem. Volgende ouens het gesê, dit gaan oor skepe op water. En ek gaan nou so 'n bietjie behandel elkeen van hierdie goed. En dan die volgende groep mense het gesê, dit gaan oor goed doen, sonder om die uitkomste te sien van die goed wat jy gedoen het. Kom ons kyk na elkeen van hierdie, en ons hoor wat sê hierdie ouens, of is daar legitimacy of legitimiteit in hoe hulle argumenteer en redeneer. Die eerste een, die saad in nat grond. Hierdie gaan oor algemene bekende landboupraktyk wat daar in die antieke wêreld was, dat hier van Mei maand tot Augustus het die Nyl se water, julle weet, in Egipte, opgestoot en dan het die Nyl in vloed gegaan. Ek seker as jy dit gaan Google, gaan jy iets daarvan lees. In die teologiese boeke is dit nogal 'n ding waaroor gepraat is. Die Nyl het in vloed gegaan, elke jaar. So hy stoot so hoog op, dat dit plaas van 'n rivier hierdie een massiewe dam raak, nee, groot, wyd verspreid, en dat dit al hierdie grond in hierdie omgewing gaan saturate, so dit maak dit 'n papnat waar ook al dit is. Maar wat dit dan verder gedoen het is, dit het ook vulkaniese sluk in hierdie gronde ingespoel, wat hierdie grond geweldig vrugbaar gemaak het, oor hierdie organiese silt, is die Engelse woord, maar sluk in Afrikaans. Daarby saam sê hulle, dit het ook die soute, wat deur die landboubewerking in die grond ingekom het dit weer weggespoel of uitgespoel. So met ander woorde, dit het die pH herstel. Nou ek wat iets weet van boerdery weet, dat een van die grootste goed waarmee boere vandag moeite doen, is om seker te maak sy grond het 'n gesonde, goeie pH. As dit het nie, kan die plant nie, dis onmoontlik vir 'n plant om binne 'n pH van laer as 5 nutriënte uit die grond uit op te neem. Jy kan daai ding met kunsmis gooi, hy het nie die vermoë om dit te vat nie, want die pH is te laag, die grond te suur. So hierdie opstyg van die Nyl se water het al hierdie goed gedoen. Vandag is daar nie meer die Nyl in vloed nie, want dit was 'n onbeheerbare ding. Dan styg hy so ver op en dan styg hy so, hulle het hier in die vroeë 1900s besluit ons moet hierdie ding stop sit. Ons sal dit self doen, ons sal self hierdie regstellings doen en besproeiing uit die Nyl uit. So hulle het 'n dam gebou, Aswan Dam, en hy is in 1970 voltooi en nou is daar 'n dam, daar's nie meer die Nyl in vloed nie. Maar dis waarna baie ouens sê hierdie ding verwys het. En die resultaat was dan dat hierdie grond baie vrugbaar was, baie produktief, perfekte pH, daar's vogtigheid in die grond en die boer saai dan in die water, is die uitdrukking wat voorgekom het. So hy saai sy brood of hy gooi sy brood in die water
En dit leer dat hy saai in goed voorbereide grond, wat gereed is om saad te vang, of saad te ontvang, en waarin die saad sal goed doen. Vandag is dit nog steeds bekend dat daai gronde rondom die Nyl en veral by die Nyl Delta van die wêreld se mees vrugbare grond is. So, die grond was goed vir die saad. So dis wat die een ou sê. Die volgende ouens het gesê dis skepe op die water, wat daarna wys dat skeepvaart was 'n manier waarin mense kon handel dryf. So jy's miskien 'n ou wat een of ander gewas geplant het, en hoe jy kan rentmeesterlik werk daarmee, of ekonomies savvy of slim is, deur hierdie goed uit te voer oral en handel te dryf met verskillende lande. So, hierdie verklaring gee geleentheid of maak voorsiening daarvoor, dat mense dan kan slim dink oor hulle besigheidsstrategie, en binne in hierdie slim dink, kan hulle geleenthede gebruik. Daar's nogal 'n paar verse in die res van die Bybel wat na soortgelyke stelling verwys. Al ons dames wat op die dameskamp was, weet wat 'n Spreuke 31 vrou is. Ons het gesien hulle pragtige hempies waarmee hulle rondloop. Sy's mooi van binne en buite. Daar word nog 'n ding oor die Spreuke 31 vrou gesê in vers 14. Sy is soos die skepe van 'n handelaar. Nou moet ons onthou, hier word van 'n vrou gepraat en gesê 'n vrou is great. En ek stem saam Spreuke 31. Dis nie net oor my vrou verjaar vandag nie. Vrouens is great. Ons het hulle nodig. Ons kan nie sonder hulle nie, mans. Ons sit om braaivleisvuur en ons maak asof ons slimmer is, maar ons is nie, nê. Face it. Okay. Moet dit net nie vir hulle vertel nie. Maar daar staan sy so skepe van 'n handelaar, van ver af bring sy haar brood in. So wat ons nou hier moet uittrek is, as ons verby die vrou kyk, is dat die skepe van die handelaar vir die mens hier uitgelig word as iets geweldig waardevol. Iets wat hulle lewens nodig het. Want sonder hierdie skeepvaart sou hulle behoeftes nie kon inkom nie. Hoor julle dit? Dan verder in Psalm 107 vers 23 tot 24, dan staan daar die wat by die see in bote klim, hulle wat handel dryf op die groot waters, hulle het self die dade van die Here beleef, sy wonders op die diep water. So verder gaan dit om te sê dat hierdie skeepvaart wat daar was, is een van die maniere waarop God sorg. En vir mense om dit rentmeesterlik, ekonomies savvy, slim, noem dit wat jy wil, te gebruik, is een van die maniere waarop God vir ander mense sorg. So dis die tweede ding, om handel te dryf met wat jy het, en dan gebruik wat gegee is om te doen tot die beste vir jou en vir wat jy kan bereik. Dan die laaste een is om goed te doen sonder om die uitkomste te sien. In die ooste was brode nie soos ons lekker sandbake brood wat jy nou het, weet, so mooi fluffy en puffy en in 18 snytjies gesny nie. Dit was so plat harde brood waar jy rukkie lank kan herkou het. Hulle het 'n digter densiteit gehad, dit was baie harder, en as jy daai ding op die water gegooi het, as jy nou vandag 'n stuk brood op die water gooi, dan raak hy sommer maklik pap, nê, en dan sink hy. Iets kan hom daaronder seker nog steeds eet. Maar hierdie brode was amper so 'n klip wat dryf, nê. Jy kan hom in die water gooi, en die enigste uitkoms vir hierdie brood is iets wat hom éventueel kry in die stroom en hom eet. So, dit sou iewers heen vloei en dit sou iets voed. So as al beswaar gemaak word teen iemand wat sê, ja, maar jy doen dan maar 'n dom ding, om brood in die water te gooi. Dit maak geen sin nie, nê. Sê, jy's nou regtig aan 'n irrasionele daad skuldig. Dan kan geantwoord word, dis jy's die punt. Dis jy's die punt. Partykeer vra God vir ons goed om goed te doen wat geen sin maak nie. Nie vir ons nou, in ons situasie, of in hoe ons na die lewe kyk, of in hoe ons goed verstaan nie. Hy vra van ons goed wat geen sin maak nie. God vra vir jou om brood te gee vir die ou wat jou vyand is. Dit kan 'n ou wees wat jou nou so pas beroof het van die helfte van wat jy besit. Dan sê die Here vir jou gesindheid teenoor daai ou moet wees, ek gaan nie skuldig raak soos jy skuldig is nie. Ek sal jou lief kry, nê. Dit maak geen sin nie. Dis moeilik. En dis waarna hierdie dan verwys, sê hierdie mense. Doen jou vriendelikheid, span jouself in die mees onwaarskynlike maniere. Jy moenie worry oor dankbaarheid wat terugkom nie. Moenie worry daaroor dat jy die roem en eer daarvoor kry nie. Doen dit net as jou plig, omdat die Here vir jou so sê. So dis die 3 ouens, die 3 hoofstroom
verstane van hierdie teks. Maar waar staan ons? Het jy jouself iewers gesit nou in een van hierdie verklaringe? Skud jou kop as jy dink jy hou van een. Nee. Kom, ek sê vir julle waarvan nou, ek hou van al drie. Hulle is al drie great. Nee, want dit verander nie een aan die beginsel wat gestel word in die hele Prediker 11 nie. Die beginsel bly presies dieselfde, al is die toepassing anders. Ons kan by elkeen iets leer. Want die bedoeling van die teks word in 'n groot mate gedien deur elkeen van die uitloopsels en voorbeelde. Werp jou brood op die water, so as jy nou vir 'n rukkie gesit en slaap het. Hier is die kernfrase of verklaring van wat hierdie beteken. Werp jou brood op die water leer vir ons om berekende, wyse tree te neem. Slim, savvy, berekende, wyse tree te neem in die lewe en die beplanning van jou lewe om proaktiewe doener te wees wat geleenthede wat na jou kant toe kom aangryp, voluit leef en 'n verskil maak. Wat binne die druk van uitdagings met vertroue in God planne maak, die Here in alles ken en nooit opgee nie, want God gaan saam. Hy doen saam met my die lewe. Een van my vriende wat 'n boer is, en dat ek vir julle sê, ek dink is die moeilikste beroep in ons land, is om 'n boer te wees. Hy sê altyd, ag weet jy wat, solank die planne nie ophou nie, solank die planne nie opraak. Ek is nog okay solank ek 'n plan het, nee. Ons is nog okay solank ons 'n plan het en die Here se hande vat in ons planne. Dis wat hier gesê word, om die Here in alles te ken en nooit op te gee nie. So daarom sê die Here in hierdie, ja, saai jou saad in nat grond. Soos die saad langs die Nyl, moet 'n mens dinge bereken en op die regte manier doen, met die beste uitkomste voor oog. Hierdie is belangrik, luister nou vir die volgende, want kom ons wees eerlik met mekaar, in baie gevalle doen ons presies dit. En ek wil nou 'n voorbeeld noem, en as ek op jou tone trap, ek is jammer, ek doen dit oor ek lief is vir jou, maar die laaste 2 jaar, ons ouers se commitment aan dust, wat ons jeugbediening is daar. My kind moet eerder gaan wiskunde ekstra klas, my kind moet dit gaan doen, want ons het wiskunde in die koninkryk. Dis jou kind moet leer, moenie my verkeerd verstaan nie. Maar sy verhouding met die Here is nommer 1. So, nou sê ons, jy kan nie swak beplanning doen en goeie uitkomste verwag nie. Dit gaan nie gebeur nie. Jy kan nie met verkeerde dinge besig wees en verwag goed gaan goed uitdraai nie. Dis nie wat gaan gebeur nie. Hierdie voorbeeld van die nat grond sê juis, as jy jou lewe volmaak met wat die regte goed is, sal jou lewe oes van die regte goed. Galasiërs 6 sê, God laat nie met hom spot nie, moenie ignorant wees nie, wat jy saai sal jy oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Verkondig dit voorspoedsteologie, sê dit gaan net goed gaan met Christus. Nee, maar dit sê, wanneer jy besig is met goed wat goed is, dan groei gesondheid in jou geestesverhouding. Jy moet leer van God se manier, van sy plan. Nie besig wees met verkeerde dinge en verwag, die genade sal dit laat goed uitdraai nie. Disippels van Jesus is in alles gemik op die verheerliking van God, binne in 'n lewe wat leef in sy raad en wysheid. Die volgende een is stuur jou skepe op die water. Wees 'n doener, nie 'n prater nie. Wees 'n doener. Ons het baie keer daai geneigtheid om praters, ek sal nog, ek wil graag, ek het hierdie idee, maar Lies sê altyd, you've got the vision, you've got the job. Dis die waarheid. As die Here jou hier laat sit, of hier sit en jy voel, ek wens ons kerk het dit gehad, dan kom mense en sê, hierdie kerk, daar's gebrokenhede, want ons het nie dit nie. Terwyl die Here nou net vir jou geroep het, in die kerkbank, begin dit doen in die kerk. En jy het gedink, nee, die kerk het 'n leemte, want die kerk doen dit nie. Nee, wees 'n doener, nie net 'n prater nie. Gebruik jou geleenthede, en dan belangrik, handel met wat jy het. Moenie myn vir wat jy nie het nie. Dis 'n groot fout wat mense maak. Ons sukkel om tevrede te wees met wie en wat die Here ons maak. Ons kyk na hoe iemand anders iets doen en regkry, en ons mors ons tyd met mor en top, want ek wil eerder graag soos daai ou wees, plaas daarvan dat ek besef, die Here sê vir my,
Ek het jou gemaak presies soos jy is, omdat ek 'n baie spesifieke taak en roeping het met jou. Wat jy het is 'n goudmyn van gawes. Ontgin dit. Nie 'n ander ou se gawes bekyk en sê nee, ek sou gedoen het as ek so oulik kon praat soos hierdie ou. Nee. Werk met wat jy het, met hoe God jou uniek ontwerp het, en dan die laaste een, doen alles sonder om die uitkomste te sien. Nie alles wat die Here jou roep om te doen, gaan altyd vir 'n mens sin maak nie. Ek het nou ook dit gesê. Baie maal gaan jy ook nie die uitkomste sien van die werk wat jy doen nie. Ek dink in bediening is dit nogal regtig so. As ek 'n stuk plank in my garage vat, wie van julle al in ons huis was, weet, al ons meubels het ek gemaak. En daai meubels is eers 'n plank wat baie min mense in potensiaal sou sien. Maar ek druk daai ding deur die skaaf en ek sny tappe en ek doen allerlei goed en ek sit hom aan mekaar en ek sien die resultaat. Maar nou hier's so 'n bietjie van die uitdaging van my en jou roeping om bedienaars te wees in die kerk. Jy gaan vir 'n ou vertel van Jesus en hy gaan selfs dalk vir jou lag of sy rug op jou draai. Jy gaan iets goed doen vir iemand anders en hulle gaan net die slegte in dit sien. Jy gaan 20 goeie goed doen in die lewe en een fout maak en mense gaan jou daarop tipeer of trakteer, nee. Dis moeilik in bediening. Die Here vra vir ons om goed te doen waar ons nie altyd die resultate sien nie of waar die resultate nie altyd so positief vir ons lyk nie. Maar die Here sê moenie vra nie. Doen. Dis wat ek vir jou sê om te doen. Nie maar ja, die of ai man dat nie. Net omdat ek 'n disipel is ek 'n doener vir die Here. Net. Kom ons sluit af met die vraag, die kerk, hoe werk die kerk of werp die kerk nou nie as jy is as 'n lidmaat of 'n individu nie, maar ons saam as 'n instansie wat bestaan en funksioneer en wat in die geloof moet groei. Hoe werp ons brood op die water? As 'n kerk behoort so 'n tipe beplanning, voorbereiding en eie uitvoerkarakter eie aan elkeen van ons te wees in hoe ons saam is. En ek is jammer, maar daar's baie mense wat onbetrokke sit en vinger wys in plaas van om in te klim en te sê kos maak 'n verskil. En daar's mense wat wonderlike werk doen. Julle weet wie julle is. Ek dink julle noem julle self die simpel sewes. Ek dink nie julle is simpel, ek dink julle is awesome. Julle het dit uitgefigure. Dit gaan oor Jesus en sy kerk. Nee, dis wonderlik. As jy op ons webblad gaan, daai is 'n skermgreep van die vraag wie is ons, en daar het ons 'n visie en 'n missie. Maar daai visie en missie begin eers waarlik leef as ons almal op dit inkoop en hande vat en dit saam uitvoer. Ons kan daarom aanvaar dat kerke strategies behoort te wees oor die saad wat hulle saai. En die grond waar hulle dit saai en die oeste wat dit oplewer. Strategies oor ons gawes, strategies oor ons geleenthede, om in alles vrymoedig te kan weet. Ons doen soveel moontlik om in alle aspekte van ons bestaan en doel, sonder onderbreking, die Here se wil te soek en maniere of strategieë te vind om dit uit te leef en te bedien. En dit vat deeglike beplanning, voorbereiding, samewerking en volhardende uitvoer. Geliefdes, selfs al is daar strategieë wat ons probeer, wat nie posvat nie, wat nie werk nie. Dit gee nie vir ons 'n verskoning om te sê nee, ons kan nie. Dit vat nie die verantwoordelikheid van strategie weg nie. Ek is tans besig met my persoonlike Bybelstudie uit Handelinge uit. Weet julle hoeveel keer het die apostels misluk? Hoeveel keer het hulle planne nie uitgewerk nie? Daar's kere waar daar selfs staan en die Heilige Gees het hulle werk verhoed. Nou sit ons hier en verwag, as ek nou 1 keer of 2 keer of 1000 keer nie iets reg gekry het nie, dat ek kan maar moet ophou, want miskien het ek nou nie gawes nie. Nee, volgers van die Here Jesus is in die genade van die Here nie vriende met stagnasie, gemaksones, moed opgee of laksheid nie, maar mense wat altyd bly werk. Voluit vir die Here, saam met die Here, ons saad in nat grond gooi, ons skepe op die waters uitstuur en ons brood gooi sonder om te worry waar dit opeindig. Hoekom? Want die Here
roep ons om dit te doen. Kom ons bid saam. Dankie Here vir die wonderlike voorreg dat U ons lewe so volmaak en inkleer. Dat ons hier sit, werklik, laat elkeen van ons dit besef, dat ons hier sit as mense vir wie daar soveel betekenis gegee is in U genade. En in daai betekenis is daar soveel geleenthede en moontlikhede vir ons geskep. Dat ons lewe so vol en ryk. Ons lewe so goed van U goedheid. So vol van U liefde. So geken deur U lankmoedigheid. Dis wie ons is, met U gawes belaai. Ons loof en ons eer U daarvoor. Help ons elkeen om ons brood op die water te werp en U te verheerlik deur doeners te wees wat U naam groot maak. En as ons foute maak, want ons almal maak foute, laat ons opstaan, laat ons nie moed opgee nie. Laat ons saamwerk. Ons hande in U sin vorentoe vir U kerk en koninkryk. Ons loof en ons prys U dat dit moontlik is en dat dit ons lewensroeping is in Jesus se naam. Amen.